Geliefdes, baie welkom by vandag se erediens. Vandag gaan ons saam lees uit Psalm 23 vers 1 tot 6. Dit is 'n psalm wat elkeen van ons baie goed ken, maar tog is dit 'n psalm wat vir ons regtig 'n baie diep, ryk betekenis gee ook vir die lewe. Ons gaan vandag kyk na hoe die Here ons weer herinner daaraan dat die psalm daadwerklik troostryk is en bemoedigend vir elkeen van ons. Ek lees vir ons die 33 vertaling van die skrif. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskadu, ek gaan geen onheil vrees nie, want U is met my. Die stok en die staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons fokusverse, vers 1, 5b en 6b, klink soos volg. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Vanuit hierdie fokusverse kom ons tema vandag, van skaap na gas tot kind. Die ware lewe is by God te vind. Geliefdes, Psalm 23 is een van die mees bekende en geliefde psalms in gedeeltes in die skrif. Dit bied troos, hoop en rigting in donker tye. Die psalm beskryf die verhouding tussen die gelowige en God in 'n beeldspraak wat diep geestelike waarhede bevat en uitdruk. Vandag gaan ons saam hierdie sien wat 'n skaap, 'n gas en 'n kind met mekaar te doen het in die lig van 'n verhouding met God. Ons gaan fokus op 3 sleutelverse, vers 1, 5b en 6b. In vers 1 sien ons is skape wat deur die Here gelei word. In vers 5, ons word eregaste aan die Here se tafel deur Christus. En vers 6, ons word kinders van God wat tuis is in die huis van die Here tot in lengte van dae. Psalm 23 beskryf nie net wat God vir ons gedoen het nie, maar ook wie ons is in verhouding met hom. Ons moet vas staan en verstaan dat ons eintlik waar skape is. Afhanklik dikwels dwaal ons en ons het leiding nodig. Ons moet ook besef dat ons nie uit ons verlore toestand gered word nie, maar ook deur Christus na 'n ereposisie verhef word. En dan uiteindelik bestem dit vir ons elkeen wat gelowig is, dat ons 'n huis het vir altyd by die Here, by God die Vader, 'n kind wat by die Vader is. Hierdie posisie is deur en deur gewortel in Christus se werk, en dit is die Heilige Gees wat hierdie realiteit vir ons meebring en lewend maak. Ons eerste fokuspunt, ons is skape verlore en afhanklik, vir ons Psalm 23 vers 1. Paulus, die psalmdigter nie Paulus, die Dawid begin met die kragtige stelling, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hierdie verse stel onmiddellike verhouding tussen God en die mens voor. Ons is skape en hy is ons herder. Dit is nie sommer enige iemand se skape nie, maar God se skape. En hy is nie net enige God nie, maar hy is my en jou God. Myne, eie naamwoord wat daar gebruik word. Om werklik die posisie en die beeld uit te beeld, wat ons daadwerklik herinner aan ons wat God se is. Skape is hopelose diere, dikwels verwaand en nie in dieselfde staat om hulle self te verdedig en te lei nie. Sonder 'n herder is hulle verlore. Dit is nie 'n kompliment vir ons nie, dit wys ons behoefte aan 'n leier. Ons is verlore, afhanklik, mense wat net nie op ons eie pad kan loop nie. Dikwels sonder om te dink aan die gevare wat ons in die gesig staar. Dink maar net aan hoe gereeld ons besluit neem sonder om God se leiding te vra.
net om later die gevolge van ons verkeerde keuses te dra. Maar die pragtige waarheid van Psalm 23 is dat God self ons herder is. Dit is die waarheid en dit is verseker. Dit wat reeds was, is oor ons verhouding met God, is altyd daar. Die Here lei ons. Hy is nie 'n ver af Godheid wat nie aan ons kyk of na ons werk, in ons werk betrokke is nie. Hy laat ons ook nie oor aan ons eie lot nie. Nee. Hy is aktief, liefdevolle herder, wat ons lei na plekke van rus en voorsiening. Die gevolg is dat ons moet leer om hierdie leiding te vertrou. Ons moet ons posisie as afhanklike skape aanvaar en ophou om in ons eie krag te probeer lewe. Net soos ons ook sien in die boek Johannes, praat Christus in die ek is uitspreuke dat hy die goeie herder is, dat hy die ingang is en dat sy skape sy stem ken. Net soos 'n skaap moet leer om die herder se stem te herken en te volg, moet ons leer om God se stem te hoor in sy woord en deur die werking van die Heilige Gees. In sy woord en dit wat die Heilige Gees ook op my hart druk, kan ons nie net iets sê soos die Here het vir my gesê nie, want dit is nie waar nie, geliefdes. Die oomblik as die Here sê, as ons sê die Here sê vir my, ek moet so en so vir jou sê, dan is ons besig om te laster, as die Here dit nie vir ons werklik gesê het nie. En ons weet dat God het klaar gepraat, deur sy profete, deur die skrif, deur Christus self. Die Psalm beskryf verder hoe die herder ons lei. Die staf en die stok beskerm my. In die antieke wêreld het 'n herder 'n staf gebruik om die skaap terug te bring wanneer dit afdwaal, en 'n stok om die roofdiere weg te hou. Hierdie beeld spreek van God se beskerming en leiding. Die staf bring ons terug wanneer ons afdwaal, en sy stok verdryf die gevare wat ons nie eens kan sien nie. Dit herinner ons dat God nie net ons lei nie, maar ook ons beskerm. Ons tweede fokuspunt herinner ons dat ons van skape na eregaste gemaak word. In vers 5 sien ons daar's 'n dramatiese verskuiwing in die beeldspraak. Hy dek vir my 'n tafel voor die oë van my teenstanders. Hy salf my kop met olie, my beker loop oor. Hier verander die Psalm van 'n beeld van 'n skaap in die veld na 'n feesmaal wat voorberei is vir 'n eregas. Dit is 'n diep prentjie van God se genade. Want ons moet ook in gedagte hou, die kultuur van die tyd in die ou nabye Ooste was om aan 'n feesmaal deel te neem 'n teken van vriendskap, eer en gasvryheid. Maar die beeld hier gaan verder. God berei hierdie tafel voor in midde van die vyand. Die eregas word beskerm en geëer. Hy word bewaar, selfs die aansig van sy teenstanders wat toekyk hoe hy dit doen. Deur Christus het ons hierdie ereposisie ontvang. Ons was eens vyande van God, verlore skape wat geen reg gehad het om by God se tafel te sit nie. Maar deur sy kruis het Christus ons nie net verlos nie, maar hy het ook ons in 'n ereposisie herstel. Ons is nie meer verlore skape nie, maar eregaste wat deur die koning self ontvang word. Die oproep wat volg uit hierdie waarheid is dat ons moet leer om in dieselfde nuwe identiteit te lewe as wat Christus vir ons gee. Ons is nie net gered om vir ewig verlore te wees van ewigheid se verlorenheid nie. Ons is nou deel van God se huishouding. Ons het 'n plek aan sy tafel. Dit beteken ons moet 'n diep gevoel van dankbaarheid en eer teenoor God wys en lewe. Ons moet leer om soos iemand te wees wat aan God se tafel sit. Dit beteken dat ons sy genade en sy seëninge erken en in gehoorsaamheid aan hom leef. Die Heilige Gees verseker ons ook van hierdie nuwe status in ons lewe. Hy is die een wat ons in ons binneste oortuig dat ons nie meer vreemdelinge is nie, maar dat ons nou kinders en erfgename van God is. Die Gees help ons om hierdie nuwe identiteit te omarm en daarin te wandel, wetend dat ons vir altyd deel van God se familie is.
Ons derde punt, van eregas na kind van God toe. Die Psalm eindig met 'n pragtige vaste belofte. Net goedheid en trou sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Hierdie verse spreek van 'n permanente verhouding met God. Soos 'n kind wat tuis is in sy vader se huis, is ons nou ewig tuis in die huis van die Here. In die antieke kultuur was 'n huis meer as net 'n fisiese struktuur. Dit is 'n plek van veiligheid, van familiebande, van erfgename. Om in iemand se huis te kon wees, beteken dat jy deel geword het van daardie huishouding. So wanneer die psalmdigter sê dat ons vir altyd in die huis van die Here sal woon, beteken dit dat ons altyd deel van die Here se familie sal wees. Mense wat naby is, geliefdes. Met ander woorde, deur Christus is ons nie net gered nie, maar ons het kinders van God geword. Hierdie bevestig dat ons nou volwaardige kinders van God is, en nie net genooides nie. Die huis van die Here is nou ons huis. Christus het dit vir ons moontlik gemaak deur sy offer, en ons het dit sekerheid van hierdie beleidende en blywende verhouding. Die oproep wat hier uitvloei is dat ons moet lewe met die sekerheid van ons nuwe identiteit as kinders van God. En die rol van die Heilige Gees is van groot belang ook hierin, want hy herinner ons van die kindskap. Hy help ons om te verstaan die ewige tuiste in God is. Wanneer ons onseker of bang voel, is dit die Gees wat ons versterk van ons plek in God se hart. Hy help ons om te lewe as volwaardige kinders van God, nie net vir ons nou nie, maar ook vir ewig. Geliefdes, laaste gedagte moet ons in gedagte hou dat Psalm 23 neem ons op 'n reis van die volheid van ons verhouding met God. Ons begin as skape hopeloos, afhanklik en verdwaal, maar God ons herder, lei ons na groen weivelde en beskerm ons met sy staf en stok. Hierdie beelde skep ook in ons 'n voorsienigheid wat kom van die Here. Deur Christus word ons dan meer as net verlore skape wat gered word. Ons word eregaste aan die tafel van die Here, beskerm en geëer, selfs in die gesig van ons vyande. Hierdie beeld van 'n feesmaal is 'n diep simbool van die genade wat ons deur Christus ontvang het. Ons is nie net gered nie, maar ons is ook verhef tot 'n ereposisie. Hoe reageer ons dan op hierdie pragtige waarheid van Psalm 23? Leef in afhanklikheid met God, aanvaar jou rol as skaap wat gelei moet word deur die herder. Moenie vir die herder probeer voorskryf nie. Vertrou op sy voorsiening en beskerming en erken jou behoefte aan sy leiding. Sy leiding in jou daaglikse lewe. Leef as 'n eregas aan God se tafel. Leef as kind van God. En laat die Heilige Gees jou ook lei in dit alles wat die Here van ons verwag. Mag ons, wanneer ons Psalm 23 lees, herinner word aan die wonders van God se liefdevolle verhouding met ons. Mag ons leer om die lewe as afhanklike skape geëerd, gepas en geliefde kinders van God kan aanpak. En mag ons altyd bewus wees van die Heilige Gees wat ons lei, beskerm en verseker van die ewige tuiste in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen.